Baie welkom by Gebedsarende, die program waar ek jou leer hoe om gebedswapens te gebruik om jou lewe te verander. Ek wil amper sê om jou lewe te red, om jou huwelik te red, om jou huisgesin te red, jou kinders te red, geheime om in oorwinning te lewe, hoe om te bid voor die aanval selfs kom. Ek dink 'n voorkomende gebed is baie belangriker en meer effektief as om wanneer jy begin bid as die aanval reeds daar is. So, hoe sal dit vir jou wees as jy kan leer hoe bid 'n mens om 'n aanval af te weer nog voordat dit kom, om dit te vernietig in sy beplanningsstadium in sataniese hoofkwartiere. En is goed dat ons nooit geleer het nie, maar daar's skrif daarvoor. Daar is 'n pragtige gedeelte in die Here se woord wat presies vir ons uiteensit hoe ons aanvalle in sataniese hoofkwartiere kan vernietig terwyl dit nog in beplanning is. En dis die goed wat die Here met my gedeel het, en dis die goed wat ek graag met jou wil oorgesels. Maar daarvoor weet jy mos nou, hier is 'n praktiese program, jong, want bid is 'n praktiese ding. Dis nie teorie nie. Daarom moet jy 'n notaboek hê, jy moet 'n pen hê, jy moet 'n Bybel hê as jy hierna kyk, sodat jy kan notas maak en kan skryf om die maksimum waarde en effektiwiteit uit hierdie program uit te kan kry. En as jy vrae het, dan stuur jy vir my en dan gaan ons dit antwoord dat ander mense ook daardeur gehelp kan word, want dalk is die vrae wat jy vra ook vrae wat ander mense vra. So, vandag is ons nou weer daar waar ons gaan baie prakties wees om ons huise te beskerm. En ons gaan lees by 1 Petrus hoofstuk 5 vers 6 tot vers 9. 1 Petrus 5 vers 6 tot vers 9. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Jare gelede, toe Kenia in Oos-Afrika nog onder Britse beheer was, wou die Britte 'n brug bou oor 'n groot rivier en hulle het hulle spanne ingebring en kampe opgeslaan, tente opgeslaan, maar hulle kon nie met die projek vorder nie, want daar was 2 mensvreter leeu's in die omgewing wat in die nag ingekom het en mense in hulle tente doodgemaak het. Dit was so erg dat hulle die projek moes staak en onttrek en ontruim, want in 6 maande is 135 mense doodgemaak. So, hulle moes professionele jagters inkry en spoorsnyers om die leeu's dan dood te maak. Wat dink jy sal gebeur as daar 'n berig uitgaan, julle moet almal in julle huise sluit die deure, want daar's 'n mensvreter leeu in jou omgewing. Ek meen, daar sal helikopters rondvlieg en professionele jagters sal ingebring word en daar sal spoorsnyers wees en ons sal seker maak ons huismense is veilig en ons sal ons deure sluit en ons hekke sal toe wees totdat die moordenaar dood is. Ons sal op high alert wees, ons sal kyk vir elke beweging, ons sal wakker wees. Wel, 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So, as dit waar is, hoe los ons die geestelike deure van ons huise oop onbewaak? Hoe los ons die deure van ons lewens oop onbewaak? Die deure van ons huwelike? Hoe kan ons nie op high alert wees nie? Daarom is my missie dat ek met huisgesinne sal praat oor beskerm jou huis, maak jou huis veilig, want jou huis is die teiken. Die belangrikste instelling op die aarde is die familie. Maar dis ook die instelling wat die meeste deur Satan gehaat word. Bose magte is konstant besig om ons families uit mekaar uit te trek. Bose demone, geeste, het opdrag om elke vorm van misleiding en versoeking te gebruik om huwelike te verwoes, ouers en kinders uit mekaar uit te skeer. Bose wêreldse invloede herdefinieer en verdraai die Here se oorspronklike plan vir die familie.
En die gevolge is ongekende hoë vlakke van angs en spanning en konflik. Weet dit, die geveg is groter as ooit. Jou huis is in Satan se vizier. Jou huwelik is die teiken. Jou kinders is die teiken. Daarom moet elke familie leer hoe om geestelike wapens te gebruik, sodat jy jou huis kan beskerm. Jy moet leer hoe om effektief te bid. Jy moet in die woord wees. Familiealtaar bou. Jy moet weet hoe activeer ek 'n sirkel van vuur om my huis, en ek weet, ja, jy sê dalk, ag, waar kom die man aan 'n sirkel van vuur en 'n muur van vuur, is nog nooit in ons lewe daarvan gehoor nie, en ons het dalk Pinkster groot geword. Wel, ek het ook Pinkster groot geword, en ek het dit ook nie geweet nie, totdat die Here dit vir my begin oopmaak het, vir my gesê, dis die opdrag wat ek het oor jou lewe, dat jy my volk sal oproep en bewapen, om effektief te bid, en 'n muur van vuur is amper die belangrikste element om jou huis te beskerm. Sagaria 2 vers 5, gaan lees dit. In Job 1 vers 10, gaan lees dit. Maar dit was so belangrik dat ek het 'n boek geskryf oor beskerm jou huis, waarin ek al hierdie geheime vir jou daar gegee het, en gebedsmodelle gegee het, en wat is 'n kontraktuele gebed, en wat is 'n toemaakgebed, en wat is 'n beskermingsgebed, en wat is die een dodelike fout wat die meeste gelowiges maak, en hoe sit ek 'n vuursirkel van gebed, en hoe bid ek vir my kinders, ek gee gebedsmodelle daarvoor. Hierdie boek kan lewens beskerm, kan lewens red, kan jou huis beskerm. So hy is beskikbaar in e-formaat of in harde kopie, en jy kan vir my 'n e-pos stuur na arendegebed@gmail.com, en dan kan ek vir jou meer inligting daaroor gee. Jy kan nie dink hoe belangrik dit is nie. Leer om effektief te bid, hoe om woord in jou huis in te bring, hoe om jou kinders te leer, hoe om die Here se stem te hoor, en self met die Here te praat. Elke familie moet weet wat die duiwel teen julle beplan. Julle moet julle huis beskerm deur te beheer wat op TV gekyk word, deur internet toegang te beheer. Nie net ons kinders en ons tieners nie, manne, vroue, beheer jou internet toegang, pas selfbeheersing toe, pas op waar jy gaan, moenie gevaarlike plekke besoek nie. Kyk watter games jou kinders speel op hulle selfone. Kyk wat op jou kinders se sosiale media platforms aangaan. Bid aktief vir 'n muur van vuur rondom jou huis. Ons moet Satan aktief keer om te steel en te slag en te verwoes. En daarom moet jy leer hoe om strategies te bid. En dis waaroor ek vandag met jou gesels, hoe om strategies te bid. Ek gee jou 'n 3-punt strategie uit, wat Petrus vir ons hier gesê het in die woord, 'n 3-punt strategie om bose aanvalle teen jou lewe af te weer. So daar is die tyd waar jy nou jou pen en jou papier, jou boek moet reghou, ne? Jou familie moet 'n strategie hê. Wat is 'n strategie? Die definisie van strategie is developing and implementing military operations against an enemy. Hoe belangrik is hierdie nie net nie, want daar's 'n oorlog teen jou huis, fyn beplan, fyn uitgewerk, met aanvalle wat strategies beplan word teen jou, jou werk, jou inkomste, jou gesondheid, jou kinders. Strategiese aanvalle. So wat is 'n strategie? Developing uit die woord van die Here. And implementing, daai wat jy dan hoor en leer uit die woord van die Here. Military operations against an enemy. Jy gaan oor tot die aanval. As ek dit vir kinders van die Here kan leer, moenie wag tot die aanval kom en dan verdedig jy die. Die meeste kinders van die Here is op verdediging ingestel. Nee. Strategie is 'n military operation against an enemy. Jy vat die inisiatief en jy loods 'n aanval. So, dis tyd vir ons om dan te leer hoe werk daai strategie, en kom ons leer dit uit wat Petrus ons vandag vertel het. Daar's 'n 3-punt strategie. Punt 1, wees nugter. Nou nugter is die teenoorgestelde van dronk. En ons weet hoe lyk dronk mense, né? Hulle het nie beheer oor hulle self nie. Hulle het nie beheer oor wat hulle sê nie, want daar's 'n ander mag wat beheer oorgevat het. Hulle het beheer afgestaan aan 'n ander mag, né? Hulle kan nie op gevaar reageer nie, want hulle kan nie eens gevaar onderskei nie. Hulle kan nie vinnig reageer nie, hulle kan nie nugter dink nie. So, nugter, as Petrus sê wees nugter, is dit presies die teenoorgestelde. Jy's wakker, jy's gereed,
Jy kan gevaar sien aankom. Jy is in beheer van daai situasie. Jy weet hoe om vinnig op te tree wanneer daar 'n aanval teen jou kom. Wees nugter. Hy sê in hoofstuk 1 vers 13, prepare your minds for action. Keep sober in spirit. Fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Prepare your minds for action. Julle familie moet gereed wees. Dit help nie jy wil gereed maak as die aanval klaar daar is en die skade het al reeds ingetree nie en die verwoesting het al reeds begin nie. Prepare your minds for action. Julle familie, julle huisgesin en jy as man en vrou nuwe, julle moet gereed maak en besluit ons gaan die aanval na die vyand toe vat en ons gaan dit begin. Hoofstuk 4 vers 7 sê en die einde van alle dinge is naby, wees dan ingetoe en nugter for the purpose of prayer. Met die doel om te kan bid. So hy sê, soos wat die einde van alle dinge al nader kom, moet ons selfbeheersing toepas en nugter wees sodat ons kan bid. Jou kop moet skoon wees. Moenie dat die duiwel met jou kop smokkel nie. Anders sal jy nie kan bid nie. Jy sal te veel goed in jou kop hê. Daar's te veel stemme wat in jou kop is. Toe ek in 'n groot krisis beland het. En ek het nie geweet hoe gaan ek daar uitkom nie. En ek het 'n week gehad om met 'n plan vorendag te kom en ek het nie geweet hoe nie. En ek sit, my kind kuier by my en hy kan sien ek is onder baie spanning en hy vra vir my, wat is aan die gang? En ek sê vir hom, ek is net in 'n groot krisis. Ons het 'n groot finansiële krisis en ons moet hier uit en ek weet nie hoe nie. En my kind vra my, maar hoekom het die Here pa dan nie beskerm nie? Hoekom het hy pa nie gewaarsku nie? En ek sê, ek weet nie. Ek weet nie. En toe ek daai nag in die middernag opstaan om te bid, die geheim van middernaggebed julle, daar's ook 'n boek daaroor, die geheim van middernaggebed. As jy al ons boeke wil sien, gaan na www.prayerevangelist.com, dan gaan jy al ons boeke daar kry, en jy kan dit dan daar vanaf bestel, www.prayerevangelist.com. En ek staan in die middernag op en ek vra vir die Here, Here, my kind vra, hoekom het U my nie beskerm nie? Het U vir my 'n woord? En ek weet, as ek nou hierdie vir jou sê, gaan jy vir my sê, ag, weet jy moenie so disrespectvol met die Here wees nie, en wat se ander goed Christene partykeer sê. Ek sê mos, ek is nie 'n Christen nie, ek is net my daddy's little boy. Ek is maar net liewe Jesus se boetie en my pa se kind. Dis maar wie ek is. I am my daddy's little boy. Want Christen het partykeer hierdie antwoorde wat niemand eintlik help nie, ne. En die Here sê vir my, shut up. En nou hoor ek, Christen sê, nee, die Here kan nie so praat, want hy is my pa. En ek wil vir 'n pa vra, jy nog nooit vir jou seuns gesê, shut up nie. Wel, hoe ook al, dis die verhouding wat ek met die Here het, en ek vra Here, hoekom? En die Here sê, want jy is so besig in jou kop, jy hoor so baie stemme, jy kan nie my stem hoor nie. En ek leer 'n belangrike les. As jy wil strategie hê, hou jou mond en luister. As jy 'n strategie wil hê, word stil. Wees stil en weet dat ek God is. En daai term, wees stil, beteken eintlik, lê jou wapens neer, sê die oorspronklike taal. Daai woord beteken in die oorspronklike taal, lê jou wapens neer en wag op my. Jy gaan nie nou veg nie, jy gaan nou stil word en jy gaan luister, wat sê ek vir jou? En ek sê, goed Here, ek maak hierdie stemme in my kop stil, ek gaan nie langer probeer uitfigure, hoe gaan ek hierdie red nie, en hoe gaan ek hierdie probleem oplos, jy gaan net stil word. En ek het in my bed geklim en geslaap, en toe ek die volgende môre wakker word, toe het ek die plan. En die plan is in my hart, en ek het begin neerskryf, en binne 'n week was ons uit die situasie uit. As jy effektief wil bid, moenie dat die duiwel met jou kop smokkel nie. 2. Wees waaksaam. Dit beteken, jy beman 'n wagpos. Dis wat waaksaam beteken. Jy beman 'n wagpos, jy's wakker. 'n Wag beheer wie inkom en wat uitgaan. Hoor jy my? 'n Wag beheer wie inkom en wat uitgaan. Daar moet 'n geestelike wagpos voor jou huis wees. Daar moet 'n geestelike wagpos voor jou lewe wees. Daar moet 'n geestelike wagpos voor jou huwelik wees, sodat jy beskik kan wees en beskerm kan wees, sodat jy kan beheer wie kom in en wie kan uit. Moenie aan die slaap wees nie, wees op wag. Ons kry dieselfde
Griekse woord in Matteus 26 vers 38. Toe sê Jesus vir sy disippels, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Beman 'n wagpos. Dis die mees kritieke uur van Jesus se lewe op aarde. Hy bid in Getsemane. Dis die mees gewelddadige aanslag op Jesus wat die Satan geloods het. Dat hy moet terugstaan, dat hy moet back off oor die opdrag wat hy mee gekom het aarde toe om aan 'n kruishout te gaan sterf vir jou. En terwyl hy in hierdie siele stryd gaan, en hy sê, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier, waak saam met my. Beman die wagpos, weet ons, die disippels het geslaap. Hoe verskriklik dit ook al mag wees, want hulle het nie die gevaar besef nie. Hulle kon nie onderskei wat op hierdie oomblik in die geesrealm aan die gang was nie. En ek is diep benoud vir kinders van die Here wat in hierdie kritieke tye aan die slaap is. Hulle kan nie onderskei wat in die geesrealm aan die gang is nie. Hulle kan nie die gevaar besef nie. Hulle sien nie dat daar 'n brullende leeu op hulle spoor is nie, 'n mensemoordenaar is nie, dat hulle kinders die teiken is nie, hulle besef nie die gevaar van skole nie, hulle besef nie wat aan die gang is nie, is onbewus van die gevaar, want as jy van die gevaar geweet het, sal jy nie slaap nie. As jy van die gevaar bewus was, sal jy nie slaap nie, maar as jy nie van die gevaar weet nie, dan slaap jy. Wees wakker, sê Petrus, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hy soek wie hy kan verslind. Nou, in die natuur, 'n brullende leeu sê, ek kom vir jou om jou dood te maak. Dis wat 'n brullende leeu doen. Ek kom vir jou om jou dood te maak. Hy's 'n dodelike, baie sterk moordmasjien. Hy kom om dood te maak. Daarom moet jy wakker wees en die geestelike ingange na jou denke, na jou gedagtes, na jou hart moet bewaak wees. Derde punt van die strategie, hy sê weerstaan die duiwel, staan teen die duiwel. Standvastig in die geloof, staan in jou geloof. Hoor jy, die derde ding is staan. Jy staan teen die duiwel en jy staan in geloof. Hold your ground. Moenie jou grondgebied afstaan nie. As daai aanval kom, dan staan jy. Jy gee nie op nie. Jy gee nie oor nie. Jy gaan nie lê nie. Jy speel nie dood nie. As daai aanval kom, dan staan jy. Jy plant jou voete en jy staan. Hoe staan jy? In geloof. Hoor jy my? Jy staan vastig in die geloof. Hou jy daai ou koortjie, I shall not be moved. I shall not be moved, just like a tree standing by the water. I shall not be moved. Jy hou jou posisie wanneer die vyand aanval in die geloof. Paulus gebruik dieselfde term in Efesiërs 6 vers 11. As hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Staan, en die liste van die duiwel is hoe hy die aanval beskryf. Hy beskryf die aanval van die duiwel teen jou, en hy noem dit liste. Die woord beteken schemes, tricks, and deception to manipulate. Schemes, tricks, and deception to manipulate. Hoe? Jy staan vas in jou geloof. En as daar een ou is, wat weet hoe gevaarlik hierdie is dit Petrus. As daar een ou is wat met ons kan praat oor 'n brullende leeu wat teen ons kom, dan is dit Petrus. Lukas 22 vers 31 en 32. Simon, Simon, kyk, Satan het daarop aangedring. He demanded permission om jou so skoring te sif, maar ek het vir jou gebid, sodat jou geloof nie sal wankel nie. Dis presies waarvan daar gepraat word hier, nee, dat jy standvastig sal bly in jou geloof. So, kyk wat gebeur hier, kyk, Satan het begeer,
En hy gebruik die term Simon en nie Petrus nie, want Petrus is 'n rots. 'n Rots kan nie beweeg word nie. Simon is riet, 'n riet word beweeg. Hy sê Simon, hy herhaal dit Simon. Dis hoe belangrik dit is. Satan het daarop aangedring. He demanded permission om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, sodat jou geloof nie sal wankel nie. Jesus het geweet, Petrus is in Satan se visuur. Hy is die teiken, en Jesus het geweet, Petrus gaan val, want hy het gesê, voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. So, hy het geweet. Hy sê, maar wanneer dit gebeur, ek het vir jou gebid. En ek wonder, wat het Jesus gebid? Terwyl hy geweet het, Petrus gaan val. En hy het geweet, waardeur gaan 'n mens as jy val, nê? Daai teleurstelling wat jy het, daai wanhoopigheid wat jy het, daai moedeloosheid as jy geval het. Nie gedoen het wat jy gesê het jy gaan doen nie. Nie kon staande bly nie. Ek dink Jesus het gebid, Vader, en wanneer hy daar lê, hou u hand nie daar oor hom. Help hom dat hy aan sy vingernaels vasklou, dat hy net nie sy geloof heeltemal verloor nie. Vader, ek bid, dat hy net ietsie in sy hart sal hou, van 'n plan wat die Here met sy lewe het, al het hy misluk, al het hy geval, al lê hy teen die grond, sodat as ek opgestaan het uit die dood, en ek kom na hom toe, en ek praat met hom, hy genoeg geloof sal oor hê, om te sê, ja Here, ek glo dat U nog, ten spyte van alles, 'n plan het met my lewe. Dis vir my so mooi as ek ook die Engelse vertaling lees, as hy sê, Simon, Simon, behold, Satan had demanded permission to sift you like wheat, but I have prayed for you that your faith may not fail. That your faith may not fail. Never failed me yet. Never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. This one thing I know, that wherever I may go, Jesus' love has never failed me yet. Kan ek jou vra, wat van jou? Kom jy dalk deur 'n moeilike krisis? Is jy dalk op die oomblik in 'n moeilike krisis? Hoor nou, Satan demanded permission. Satan het daarop aangedring om jou te sif, soos 'n mens koring sif. Hy wou jou deur die sif sit. Hy het daarop aangedring. Maar hoor wat sê Jesus, hy het vir jou gebid. Op hierdie oomblik bid Jesus vir jou. En wat bid hy? Ek dink dieselfde wat hy vir Petrus gebid het. Here, dat sy net nie heeltemal opgee en oorgee nie. Here, dat hy net nie heeltemal opgee en sal oorgee nie, maar aan vingerpunte sal bly vasklou aan U. Here, dat daar genoeg geloof sal oorbly, dat wanneer ek voor hulle staan en vir hulle sê, die plan is nie klaar nie, die Here se plan met jou is nie klaar nie, dat hulle genoeg geloof sal oor hê om te sê, ja Here, ek glo dat ten spyte van my foute en ten spyte van my tekortkominge en ten spyte van my mislukkings, glo ek, U het steeds 'n plan vir my lewe. Jesus bid vir jou, dat jou geloof nie sal ophou nie, dat jou geloof nie sal misluk nie, ten spyte van jou storie, dat hy jou steeds lief het en jou nog steeds wil gebruik. En dis my gebed vir jou, dat jy hierdie woord vandag sal vat en op dit sal staan en luister of jy die stem van die Here sal hoor. Dis altyd vir my 'n voorreg om met jou te kan gesels, om op hierdie platform vir die Here te kan werk, is my 'n voorreg en ek is dankbaar vir almal wat dit moontlik gemaak het. En mag jy die guns van die Here in jou lewe beleef. Mag jy seën uit die hand van die Here ontvang. Ek seën jou huis, ek seën jou familie, ek seën jou inkomste, ek seën jou finansies, dat die wêreld na jou sal kyk en moet erken, jy is die geseënde van die Here. As jy gebedsversoek het, of 'n saak waaroor ek saam met jou kan bid, stuur dit vir my na arendegebed@gmail.com en tot by 'n volgende keer, die Here seën jou.